Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom hier in die huis van die Here. Kom ons begin met ons voorsang. Ons sing 2 liede, 176, Halleluja, U is koning, en liednommer 197, Wonderbare Koning. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons loflied is lied 450
Vader, Seun, Heilige Gees. Ons lees in Matteus 22 van vers 34 af. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. Die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. In Romeine 13 van vers 8 af, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, mag nie moord pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie begeer nie, watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons verootmoedig onsself deur die sing van lied 245, ek wat vergifnis, Heer, ontvang het.
Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Heilige Here, U is ons God. Ons kom buig in nederigheid voor U. Ons kom staan voor U vandag met alles wat in ons harte leef. Met ons geloof, maar ook met ons twyfel. Ons kom met ons hoop, maar ook met ons teleurstellings. Ons kom met die dinge wat ons verstaan, maar ook met die dinge wat vir ons geen sin maak nie. Here, soms vra U dinge van ons wat groter voel as ons vermoë. U roep ons soms na plekke waarin ons nie self sou gaan nie. Soms lê U 'n taak voor ons waarvoor ons nie sterk of wys of bekwaam genoeg voel nie. En daarom kom bid ons vandag. Maak ons oë oop, sodat ons U teenwoordigheid sal raak sien. Maak ons ore oop, sodat ons U stem sal hoor. Maak ons harte oop, sodat ons op U beloftes sal vertrou. Here, ons bid dat U aan ons sal gee wat U van ons vra. En dat U dan vra van ons wat U wil. Laat U woord vandag lewend word. Ontmoet ons onder die akkerbome van ons gewone lewe. Kom sit by ons in ons onsekerheid. Praat met ons in ons twyfel. Kom herinner ons dat niks te wonderbaarlik vir U is nie. Ontmoet ons so, Here. Mag hierdie oomblikke heilige oomblikke in U teenwoordigheid wees. Amen. Ons lees uit Genesis 18 van vers 1 af. Die Here het aan Abraham verskyn by die akkerbome van Mamre, terwyl hy op die hitte van die dag by die ingang van sy tent sit. Toe hy opkyk, sien hy skielik 3 mans naby hom staan. Toe hy hulle sien, hardloop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig laag teen die grond. Hy sê toe, my Heer, as ek guns in U oë vind, as ek guns vind in U oë, moet dan asseblief nie by U dienaar verbygaan nie. Laat daar 'n bietjie water gehaal word en was U voete. Maak U dan gemaklik onder die boom. Laat ek 'n stukkie brood bring en versterk U innerlike waarna U verder gaan. Want juis daarom het U by U dienaar langs gekom. Hulle het geantwoord, maak gerus soos U sê. Abraham gaan toe haastig in die tent in na Sara toe en sê, neem gou 3 sia meel, gesifte meel, knie dit en bak roosterkoeke. Daarna hardloop Abraham na die beeste, neem 'n jong bulkalf met sagte goeie vleis, gee dit vir sy dienaar en hy het dit gou voorberei. Hy neem toe botter, melk en die bulkalf wat voorberei is en sit dit aan hulle voor. En terwyl hy by hulle onder die boom staan, het hulle geëet. Hulle het vir hom gevra, waar is Sara, jou vrou? Hy het geantwoord, daar in die tent. Toe sê een, ek sal beslis na jou terugkom, wanneer die seisoen draai. Kyk, Sara, jou vrou, sal dan 'n seun hê. Sara het gestaan en luister by die ingang van die tent wat agter hom was. Abraham en Sara was al oud, gevorderd in jare. Vir Sara het wat maandeliks met vroue gebeur reeds opgehou. Sy het in haar binneste gelag en gedink, kan ek nog seksuele begeertes hê nou dat ek al afgetakel en my man oud is? Toe vra die Here vir Abraham, waarom het Sara gelag en dink sy, sal ek werklik nog geboorte kan gee terwyl ek oud is? Is enige iets te wonderbaarlik vir die Here? Op die vasgestelde tyd, wanneer die seisoen draai, sal ek na jou toe terugkom en dan sal Sara 'n seun hê.
Sarah het dit egter ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Hy het gesê, nee, maar jy het gelag. Tot daar ons skriflesing. Daar word 'n verhaaltjie vertel van 'n seun en sy pa wat gaan stap het. En terwyl hulle so stap op 'n stadium, moes hulle oor 'n stroompie of deur 'n stroompie stap. Maar die stroompie was te diep en die water het vinnig gevloei. Toe soek die pa 'n plek waar daar rotse is waarop hulle kan loop, groot klippe. En hy gaan staan by sy seentjie en hy sê vir sy pa, kom, ons kan hier oorgaan. Die seentjie sê vir sy pa, papa, ek kan nie, hierdie klippe is te ver uit mekaar uit. Kyk hoe vinnig vloei die water, as ek hier sou afval, dan gaan ek verdrink. Die pa sê, ek vra nie dat jy alleen moet deurgaan nie. Ek sal saam met jou stap. Kom, ek vat jou hand. En sy pa vat sy hand en hy stap saam met hom op die klippe oor die stroom. Daar waar die seentjie se voete gly en hy amper in die water gaan val, trek sy pa hom op en hou hom regop, sit hom weer veilig op die klip. En dan, wanneer hy huiwer, dan sê sy pa vir hom, ek is hier, kom, nog net 1 tree. Toe aan die ander kant kom, toe besef die seentjie, sy pa het van hom iets gevra, wat hy alleen nie sou kon doen nie. Maar sy pa het hom nooit gevra om alleen oor te stap nie. Sy pa was altyd daar. En dit is die boodskap van Genesis 18. Genesis 18 sê, die Here vra soms van ons dinge wat ons laat twyfel, maar al twyfel ek of ek dit kan doen, moet ek altyd onthou, God is daar, hy sal my help. Daarom ons tema, God vra meer as wat ek kan, maar nie meer as wat hy kan nie. God kom en hy ontmoet ons in ons gewone lewe. Hier in ons teksgedeelte lees ons, die Here het aan Abraham verskyn by die akkerbome van Mamre, terwyl hy op die hitte van die dag by die ingang van sy tent sit. 'n gewone dag. Die Here het aan Abraham verskyn. Ons sal dink dat wanneer die Here aan iemand verskyn, dan sal dit in 'n paleis wees. Dan sal dit op 'n groot godsdienstige fees wees. Miskien daar waar ek alleen diep in gebed met hom is. Maar dis nie waar die Here hier aan Abraham kom verskyn het nie. Hy het op 'n gewone dag, die middel van die dag, dit is op die warmste deel van die dag. Die werk het tot stilstand gekom, almal het koelte gesoek en 'n bietjie gerus. Gewone oomblik. God is nie net die God van die dramatiese nie. Hy is ook die God van die alledaagse. En God is soms hier teenwoordig. Ons lees dat die Here het hom ontmoet, maar vir Abraham, toe hy hierdie 3 besoekers sien, toe was hulle maar net gewone mense. Maar dit was eintlik God. Die waarheid wat ons daaruit leer is dat God is soms teenwoordig sonder dat ons besef dat hy by ons is. Hy is teenwoordig in 'n vriend wat langs my kom sit. Hy is teenwoordig in die deur wat onverwags oopgaan. Hy is teenwoordig in die stem wat sê moenie opgee nie. Hy is teenwoordig in die krag wat ek ontvang wanneer ek om een of ander rede voel ek kan nie. Die Here was daar. Wanneer ek later terugkyk, besef ek, die Here was daar, maar ek het dit nie op daardie oomblik besef nie. Wanneer Abraham hierdie vreemdelinge ontvang hy God. Hy sien hulle, hy nooi hulle, hy bied vir hulle water aan om hulle voete te was, bied vir hulle rusplek aan, skaduwee. Hy beloof,
om vir hulle iets te gee, om te eet. Maar dan gebeur iets besonders. Abraham beloof 'n stukkie brood, maar hy berei 'n hele feesmaal voor. 'n Groot hoeveelheid meel, 'n jong bulkalf met sagte, goeie vleis. Hy gee nie net die minimum nie. Hy vra nie, hoe min, wat is die minimum wat ek kan gee en nog steeds beleefd wees nie. Nee, hy gee oorvloediglik. Hy ontvang die vreemdeling met water, skaduwee, kos, rus en waardigheid. Maar hier lê die diep geheim van die verhaal. Abraham weet nie aanvanklik dat hy God hier ontmoet nie. Hy sien 3 reisigers. Wanneer ons dit besef, dan besef ons wat in die Nuwe Testament lewe, hoor of onthou dadelik Matteus 25, hier van vers 31 af, wanneer die Seun van die mens kom en hy die mense voor hom versamel, en hy skei hulle soos 'n herder skape en bokke skei, en hy sê vir die aan sy regterhand, ek was honger en julle het my iets te ete gegee, ek was dors en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, julle het my as 'n gas verwelkom. En so gaan ons aan. Hulle vra, Here, wanneer het ons u honger, dors, 'n vreemdeling gesien? Jy sien, op daardie stadium, wat daardie persoon, daardie mense nood, na hulle toe gekom het hulle nie besef, dat het eintlik God was nie. Hulle het net 'n honger mens gesien, 'n siek mens, 'n vreemdeling, iemand in nood. In Abraham se verhaal en in Jesus se woorde kom hierdie waarhede na vore. Die Here kom soms na ons toe in 'n gestalte van iets of iemand waarin ons hom nie herken nie. Sy teenwoordigheid gebeur nie altyd met donderweer en met weerlig nie. Hy kom soms, maar net op 'n gewone manier. Gewone dag, my gewone program. Hy kom soms as 'n honger mens, 'n eensame bejaarde, 'n kind wat aandag nodig het, 'n siek persoon. Hy kom as iemand wat nie die regte woorde het nie, nie netjies lyk nie, en nie iets kan terugdoen om te vergoed vir dit wat God van my verwag om vir hom te gee nie. Ons bid dikwels, Here, wys u self aan my. Here, gebruik my. Here, gee my 'n taak. En dan sien ons die mens wat honger of alleen of bekommerd of hulpeloos is. Maar omdat dit nie dramaties lyk nie, stap ons verby. Vandag sal 3 besoekers opdaag vir Abraham. Onverwags. En God kom hom besoek. Hy kon maklik gesê het, ek het dit nie beplan vir hierdie dag nie. Dis nie deel van dit wat ek hierdie dag vir myself vooruit beplan het nie. Ek het verantwoordelikhede, ek het afsprake, ek het dinge om te doen. En dan het hulle maar net gelos, dat hulle daar in die verte verbystap. Ons reaksie is dikwels, ek het nie nou tyd hiervoor nie. Ek kan nie almal help nie. Dit is nie my verantwoordelikheid nie. Daar is tog seker iemand anders wat kan help.
En dit is waar, ons kan nie elke probleem oplos nie, ons kan nie elke mens help nie, maar ons moet ons steeds bly afvra, Here, wie is dit wat U vandag voor my tent laat kom staan? Abraham het nie eers gevra, wie is julle, waar kom julle vandaan, wat kan julle vir my doen nie? Is julle mense soos ek, soos ons, verdien julle my gasvryheid nie? Nee, hy sien hulle, hy maak ruimte. By Abraham se tent is daar water, daar is 'n skaduwee, daar is brood, daar's plek om te rus. En dit is hoe 'n geloofsgemeenskap behoort te wees. Gasvryheid is nie bloot om mense te onthaal wat reeds in die kerk is, wie ek reeds ken en wat deel is van my groepie vriende nie. Bybelse gasvryheid beteken om ruimte te maak vir die vreemdeling. Dit vra soms om meer te doen as wat ek voor gemaklik is. Die tema van ons preek is, God vra meer as wat ek kan, maar nie meer as wat hy kan nie. Ons moet dit onthou. In God se teenwoordigheid kan iets wat klein lyk 'n heilige ontmoeting word. Die barmhartigheid waarvan Matteus 25 praat, is nie die prys wat die mense wat die koninkryk, wat die God in sy koninkryk dien, verdien het en koop nie. Die barmhartigheid is die vrug wat wys dat die liefde van die koning hulle lewe verander het. My broer en suster in die Here, dit is moontlik vir ons om te sing, ek wil die Here dien, maar dat ek die mens wat hulp nodig het as 'n lastige onderbreking beskou. Jesus wil ons gebruik. Abraham kom en hy vra, moet asseblief nie by die dienaar verbygaan nie. Dit kan ook my gebed wees. Here, ek wil nie hê dat hierdie persoon wat U oor my pad stuur, by my verbygaan nie. Die vreemdelinge wat Abraham ontvang het nie gekom om te kom eet nie. Hulle het 'n woord van God vir Abraham gehad. God se besoek beweeg nou wanneer hulle hierdie kos kry, beweeg dit van Abraham se oop tent na Sara wat daar agter die tent skuil. Ons besef hier in die verhaal dat die Here wat as vreemdeling ontvang word, is ook die Here wat my diepste pyn ken. Hy kom nie net om my hande oop te maak vir diens nie. Hy kom ook om my hart te kom vul met hoop. Hy kom met hierdie belofte na Abraham en Sara toe. En dis nie die eerste keer wat hulle hierdie belofte hoor nie. 25 jaar gelede het hulle dit al gehoor, maar daar het intussen al tyd verloop en hulle het al begin dink, maar dit kan nie meer werk nie. Menslik gesproke was hierdie saak afgehandel. Dit het nie gebeur nie. En dit was nie net 'n klein probleempie wat met 'n bietjie moeite opgelos sou word nie. Die moontlikheid was verby. Die werklikheid van Abraham se ouderdom, van Sara se liggaam, was 'n werklikheid. En daarom lag Sara. Hier in haar binneste, dink sy,
dit kan nie gebeur nie. Haar liggaamlike beperking is 'n werklikheid. Jare van teleurstelling is 'n werklikheid. Maar die fout wat Sara maak, is om God se vermoë te meet aan haar eie vermoë. Sy meet God se vermoë aan haar eie vermoë. En daarom dink sy, dit kan nie gebeur nie. Maar daar is 'n groot verskil tussen ek kan nie en dit kan nie gebeur nie, want in God se oë is niks onmoontlik nie. As hy die belofte gee, dan sal dit gebeur. Jare later sou Augustinus eendag bid en sê, Here, gee my dit wat u beveel. Gee my u bevel. En beveel dan wat u wil. Voorsien aan my. Met ander woorde, as u iets van my vra, gee dan self die genade, die krag, die wysheid en die vermoë om dit te kan doen. En vra dan wat u wil. In ons verhaal kom God en hy hoor wat Sara dink, daar diep in haar binneste. Hy ken haar hart. Kan God hierdie situasie verander? Hy kan. Is enige iets te wonderbaarlik vir die Here? Niks is vir God onmoontlik nie. Dis die draaipunt van hierdie verhaal. Sara kyk na haar ouderdom. God wys na sy mag. Sara kyk na haar eie liggaam. God wys na sy belofte. God sê, wanneer die seisoen draai, sal ek terugkom. Is enige iets te wonderbaarlik vir die Here? Dit beteken nie dat God elke wens sal uitvoer presies soos ek dit wil hê nie. Dit beteken nie dat die siekte onmiddellik sal genees word of die probleem sal verdwyn of elke droom presies volgens my plan sal realiseer nie. Geloof probeer nie om God te beheer nie. Geloof vertrou op die Here. Ons vertrou dat God kan doen wat hy beloof. Ons vertrou dat sy weg goed is, selfs wanneer dit anders lyk as wat ons verwag. Die grootste wonder is soms nie dat God die omstandighede onmiddellik verander nie. Die grootste wonder is soms dat God my verander binne-in hierdie omstandighede. God kom hier en hy sê, hy het 'n vasgestelde tyd. Hy sê vir Abraham, wanneer die seisoen draai, is dit die tyd wat Sara 'n kind sal hê, 'n seun sal hê. 'n vasgestelde tyd. Vertrou God dat sy tydsberekening reg is. En hy sal saam. Hy het dit deur die eeue saam met sy kinders gedoen, saam met hulle gestap. Vir Abraham saam met hom gestap, vir Moses om na Farao toe te gaan, vir Gideon om teen 'n groot leer op te trek, vir Maria om die moeder van Jesus te wees, Petrus om uit die boot uit te klim, vir sy disippels om die evangelie die wêreld in te neem. Elke keer was daar die moontlikheid dat hulle kon sê, Here, ek kan nie, dis 'n te groot taak vir my. Maar elke keer het die Here gewys, hy is by hulle, hy's by ons. God gee dikwels genoeg lig vir die volgende tree. Soos die seentjie hier op die klippe oor die stroom
word ons nie gevra om die hele pad vooruit te sien nie. Ons word gevra om ons hand in die Vader se hand te hou en op hom te vertrou. Miskien vra God jou vandag om iemand te vergewe. Maar jy sê, Here, ek kan nie, die seer is te diep. Miskien vra God jou om 'n nuwe verantwoordelikheid te aanvaar. Maar jy voel onbekwaam. Jy sien al jou tekortkominge. Jy wonder waarom iemand jou dit sou vra. Onthou, God roep nie net die bekwaames nie. Hy bekwam die wat hy roep. Miskien vra God jou om aan te hou bid vir iemand wie se lewe nie verander het nie. Jy's moeg, jy het jare gebid, opgehou verwag. Dalk fluister jy so Sarah, kan dit werklik nog verander? Die Here nooi jou om die persoon of die situasie te beheer nie. Hy nooi jou om getrou te bly en die uitkoms aan hom oor te laat. Miskien staan jy voor 'n groot verandering, 'n nuwe fase van jou lewe, 'n aftrede, 'n verlies, 'n siekte, 'n verhuising, 'n nuwe bediening. En jy kan nie die hele pad sien nie, maar God sê, ek vra nie dat jy dit alleen moet stap nie. Ek is by jou. Sarah se lag word later 'n lag van vreugde. Wanneer ons later lees, dan sien ons hier in Genesis 18, Sarah lag die lag van ongeloof. In Genesis 21 word dit die lag van vreugde. God verander die betekenis van haar lag. Selfs Isak se naam beteken hy lag. Elke keer wanneer sy naam roep om hom te roep, sal dit haar daaraan herinner. Haar lag van twyfel is deur God verander in 'n lag, 'n uitbindende lag van vreugde. Wanneer die Here by Abraham se tent kom staan, wys dit vir ons iets van God se hart. God kom en hy kom ontmoet Abraham daar waar Abraham is. God bly nie op 'n afstand nie, hy kom nader. En ons wat in die Nuwe Testamentiese tyd bly, weet baie beter as wat Abraham kon besef, hoe na God aan ons sou kom. Immanuel word, God met ons. Ek luister na 'n liedjie, terwyl ek so in die kar ry, en die woorde van die liedjie sê, wat 'n voorreg is dit, om die teenwoordigheid van God in my saam te dra. Hy het my honger gesien, hy het my pyn, my verwerping, alles geken. Hy het selfs my grootste vyand geken, en dit oorwin. Wanneer hy my vra om lief te hê, ons het net nou die samevatting van die wet gelees, wanneer hy my vra om lief te hê, dan stap hy saam met my. Wanneer hy my vra om te dien, dan stap hy saam met my. Wanneer hy my vra dat ek my kruis sal opneem, stap hy saam met my. Hy is by my. Al wat hy vra is, gee my jou hand. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons bely vandag dat ons dikwels ons oë op ons eie beperkings rig. Ons kyk na wat ons nie het nie. Ons kyk na dit wat ons nie kan doen nie. Ons kyk na ons ouderdom, ons verlede, ons mislukkings, ons swakheid, die enorme taak wat voor ons lê,
En dan tree ons so Sarah op en lag ons soms in ons binneste. Ons sê soms nie hardop dat ons twyfel nie, maar U hoor dit. U ken die vrae wat ons vir ander mense wegsteek. U ken die gebede wat ons ophou bid het. U ken die drome wat ons weggepak het omdat ons te bang was om weer teleurgestel te word. Here, dankie dat ons twyfel U nie ontmoedig nie. Dankie dat ons twyfel U nie laat weggaan nie. Dankie dat U nader kom. Dankie dat U by ons tent kom staan en ons opnuut aan U beloftes herinner. Here, help ons om U te herken in die vreemdeling, in die ontydige onderbreking, in die behoefte van 'n ander mens en in die sagte fluistering van U Gees. Maak ons soos Abraham mense van gasvryheid. Gee dat daar ruimte by ons tent sal wees. U is met ons. U gaan voor ons uit. U loop langs ons. U dra ons wanneer ons krag ingee. Daarom bid ons saam met Augustinus. Gee, rus my toe vir dit wat U wil hê moet gebeur. En laat U wil geskied. Gee my U liefde. Gee my die gehoorsaamheid. Gee my die moed. Gee my die volharding, die geloof. Ek plaas my hand opnuut in U hand. Mag dit waar wees, dat wanneer ek oor 'n tyd van nou af sal terugkyk, ek sal kan sien, die Here was die heeltyd by my. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons slotlied is lied 491, Ek het Jesus lief. Kom ons sing al 5 verse daarvan.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen.